Goeiemôre. Dis donderdag en ek hoop dit gaan met jou goed. Nou ek wonder of jy dalk ook soos ek is. Ek kan nie 'n naam onthou nie. As ek vir iemand wil verduidelik waar ons dalk die vorige dag rondgery het, dan moet ek vir Ilse vra, wat is daai dorp se naam? Wat is daardie plek se naam? Want ek kan nie 'n naam onthou nie. Ek sukkel met dit. Sjoe, dit gaan verder. Baie keer loop ek iemand raak en dan gesels ons land en sand en dan praat ek sodat ek nie 'n naam hoef te gebruik nie. Want ek weet wie jy is, ek weet waar jy bly, ek weet selfs wat se kar jy ry, maar sjoe, ek kan net nie name onthou nie. Dis 'n swakpunt. En ek het al baie kere probeer om te dink, hoe kan ek iemand se naam onthou? En dan maak ek konnektasies van hy's familie van daai een of hy dieselfde naam as hierdie persoon en ja, ek sukkel. En dit het ek die gewoonte aangeleer wanneer ek iemand nuut ontmoet en hy my sy naam gee, dan sal ek sy naam 'n paar keer herhaal sodat ek die naam kan onthou. Maar weet jy, as ek hom oor 'n week sien, dan moet ek mooi dink, wat is jou naam? Dis nie omdat ek nie belangstel nie. Dis nie omdat ek nie omgee nie. Ek sukkel daarmee. Ek sukkel om name te onthou. Maar weet jy wat? Jesaja 43 vers 1 sê: Maar nou, so sê die Here wat jou geskaap het, o Jakob, en wat jou gevorm het. Hy sê Israel, moenie vrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Vanmôre kom die Here en hy wil ons net weer opnuut herinner dat hy ken jou naam. Jy is so belangrik dat naam in sy handpalm gegraveer is. En miskien ken mense jou naam deur die beroep wat jy het of ja, deur jou foute of jou verlede. Maar God ken jou naam vir wie jy is, vir wat jy is. Onthou jy in die Bybelse tyd was 'n naam baie belangrik. Dit het jou identiteit bepaal, dit het jou bestemming bepaal, dit het jou waarde bepaal. En nou kom die Here hier in die Bybel en hy sê, ek het jou by jou naam geroep. Eintlik wil die Here sê, ek ken nie net jou naam nie, ek ken wie jy is en ek weet waar jy is en ek weet ook die plan wat ek vir jou lewe het. Dit is nie toevallig dat jy hier is nie. God het 'n plan. En met daardie plan is die Here nie onbekend nie. Jou lewe het betekenis omdat die Skepper van die hemel en aarde jou naam ken. En jou naam is in sy handpalm gegraveer en dis hoe belangrik jy vir God is. Onthou jy daar in Genesis 16 vers 13 wanneer Hagar in die woestyn was en sy alleen gevoel het en God haar besoek het en sy noem hom Elroy, die God wat my sien. Die Here ken jou naam en die Here sien jou ook vanmôre raak. En daar's hoop en daar's lewe waar die Here met jou bemoeienis wil maak. Onthou jy vir Moses, Eksodus 3 vers 4, het die Here gesê, Moses, Moses, God ken sy naam en die Here roep hom. Daar in 1 Samuel 3 vers 10 sê die Here vir Samuel, Samuel, Samuel. Hoekom? Want God ken sy naam. Onthou jy daarby Johannes 20 vers 16 was Maria by die graf en Jesus roep aan, hy sê vir haar, Maria. Wanneer God iemand se naam roep, dan verander hulle lewens. En my gebed is dat jy vanmôre op die roepstem van die Here sal antwoord wanneer hy jou by jou naam roep en dat jou lewe totaal en al kan verander. Johannes 10 vers 3 sê dat die skaapwagter roep sy skape by die naam en hy lei hulle uit. Ek wil vanmôre bid dat die Here jou by jou naam sal roep, dat hy jou uit jou moeilikheid uit sal roep en dat hy jou in jou oorwinning sal inlei. Here, dankie dat U my naam ken. Here, dankie dat U elke persoon wat vanmôre na hierdie boodskap luister se naam ken. En Here, dankie dat U ons by ons naam roep en dat ek en elkeen wat na hierdie boodskap luister, vanmôre uitgekies is vir 'n tyd soos hierdie.